Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Dit was nog altyd God se doel, dat hy die middelpunt moet wees van alles in ons lewens. Want wie ook al die middelpunt beklee, beïnvloed alles om dit. En dit is veral waar, wanneer dit kom by verhoudings. Waar God die middelpunt is in 'n verhouding, is daar liefde. Maar as enigiets anders God se plek inneem, kom al vinnig trots, aanstoot of wanorde. In Openbaring 5 vers 13 lees 'n mens die volgende: En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die hemel funksioneer in harmonie omdat God die middelpunt daarvan is. Die huwelik werk op dieselfde manier. Dit gaan nie daaroor dat jy of jou huweliksmaat wen nie. Dit gaan oor God wat moet regeer. Elke keer wanneer jy probeer om jouself die middelpunt te maak, sal julle uitmekaar uitdryf. Wanneer God egter die middelpunt is en julle albei beweeg nader aan hom, gebeur daar iets wonderliks. Julle beweeg dan outomaties nader aan mekaar. Dis amper soos 'n driehoek. Jy staan aan die een kant en jou huweliksmaat staan aan die ander kant. En God is bo-aan. Hoe nader jy aan hom kom deur gebed, gehoorsaamheid en nederigheid, hoe nader kom julle aan mekaar. Dit is hoekom persoonlike toewyding saak maak. Want wanneer jy God opreg soek, is eenheid tussen mekaar nie langer 'n stryd nie. God soek paartjies wat hom weer op die troon sal sit en hom die eerste plek in hulle verhouding sal gee. Die vyand soek verdeeldheid, maar eenheid maak die deur elke keer in sy gesig toe. 'n Verhouding groei nie outomaties in liefde nie. Nee, dit groei deur herhaaldelik 'n keuse te maak waar jy sê, Here, ek kies dat U die middelpunt sal bly van hierdie verhouding. Wanneer God die middelpunt is, word gesinne versterk, doelwitte vervul en harte bewaak. Vir enige verhouding om te kan slaag, moet God die middelpunt daarvan wees. Here, vandag maak ek U weer die middelpunt van my huwelik, my gesin, my hart en my verhoudings. Verwyder enige trots, aanstoot en verdeeldheid en vervang dit met genade en nederigheid. Hou ons verenig terwyl ons elke dag nader aan U beweeg. Mag U verheerlik word in my huis. In Jesus naam bid ek dit. Amen.